Goeiedag broers en susters, ons skriflesing vandag is uit Markus 10. Ons gaan saam lees vanaf vers 13. Voordat ons verder gaan, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here, U nooi ons uit om in U teenwoordigheid in te kom. U kom en U ontmoet ons hier, net waar ons is. Dankie dat ons kan weet dat U na ons luister en dat ons ook in hierdie oomblikke na U stem kan luister. Wil U gee dat ek uit U pad sal staan, Here, dat mense nie in my sal vaskyk nie, maar dat hulle regtig U stem sal hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Markus 10 vanaf vers 13. Die mense het die kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus het sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om die kinders gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Dit is altyd vir my snaaks om te hoor wat kinders se interpretasie is van 'n spesifieke Bybelverhaal, van die uitbeelding van daardie Bybelverhaal in iets soos die kinderbybel. 'n Vriend van my vertel hoe hy en sy 5-jarige seentjie eendag deur die kinderbybel geblaai het. Die seentjie kon natuurlik nog nie lees nie, maar hy het al 'n hele paar van die stories van die Bybel goed geken. So hy het hulle aangekondig soos wat hy deur die Bybel geblaai het. Adam en Eva het hy aangekondig, en dan Noag en die ark, en die volgende was Daniel in die leeukuil. En toe blaai hulle verby die storie van Abraham wat vir Isak moes offer, 'n storie wat die seentjie nog nie baie goed geken het in daardie stadium nie. En hy het na die prentjie gekyk van die bebaarde Abraham, wat langs hierdie hoop brandende hout op die klipaltaar staan, mes in die hand, skaap daarnaby. En vir my vriend se seentjie was die storie skielik baie eenvoudig. Die titel wat hy gekies het vir die storie was God braai vleis. 'n Ander predikant vertel weer dat sy haar gemeente se belydensklas eendag deur hulle ou kerkgebou geneem het. Die kerkgebou het onder andere loodglas vensters gehad wat verskillende Bybelverhale uitgebeeld het. En sy wou sien of die belydensklas daarom hierdie Bybelverhale kon erken in die loodglasvensters. En toe kom hulle uit by ons storie van vandag, waar Jesus die kindertjies seën. En toe het die een jong mens hopelik tong in die kies geantwoord, ek ken daardie storie, dis die storie van Jesus, die hoof van die kerk se primêre skool. Ja, so dis 'n bekende storie wat vandag weer deur die leesrooster vir ons gekies is. 'n Storie wat ek al by meer as een geleentheid oor die boodskap moes bring. Vir my gaan die storie nie net oor hoe lief Jesus kinders het nie, maar dit is een van die stories wat vir my die mooiste, die beste beskryf hoe onderste bo die koninkryk van God is. So ons gaan vir die volgende paar weke fokus op Markus 10 en God se onderste bo koninkryk. Oktober is ook die maand wat ons fokus op ons gemeente se sending opdrag, oor God se opdrag aan ons om die wêreld te vertel van sy onderste bo koninkryk.
So daarom gaan daar ook 1 of 2 sendelinge in hierdie maand ook by ons kuier. Maar kom ons kyk net vandag na hierdie teks. Ek hoor dikwels hoe feministe verkeerdelik propageer dat die Bybel eintlik 'n patriargale, chauvinistiese kultuur voorstaan. Dis nie waar nie. Inteendeel, dis juist andersom. Maar die ding is, nie net in die Joodse wêreld van die Ou Testament nie, maar in die hele antieke Romeinse wêreld van die Nuwe Testament, was daar 'n diep gewortelde verstaan van die hiërargie van mag en gesag. In hierdie Romeinse kultuur was die keiser bo aan die hiërargie gewees, gevolg deur die lede van die hoër klas. Dit was nou sy bevelvoerders van die Romeinse leer, die senatore in die Romeinse parlement, die goewerneurs in die verskillende streke van die Romeinse ryk. En dan onder hulle was die laer klas, wat bestaan uit gewone mense en gewone families. Maar selfs in hierdie families was daar 'n hiërargie gewees, die pa wat die vroue en die kinders en die slawe onder hulle gelei het. Wat ons dan noem 'n patriargie. In hierdie samelewing het kinders absoluut geen regte gehad nie. Seuns het daarom nog effense hoop gehad, maar dogters was net mooi niks nie. En wanneer 'n kind buite die huwelik gebore is, of die een of ander gebrek gehad het die pa die reg gehad om die kind of weg te gee, of om homself dood te maak. Kinders se waarde is primêr ekonomies bepaal. Hulle was of werkers of erfgename, maar daar's nie juis sentiment aan kinders gekoppel nie. So kan jy verstaan dat toe die rabbi, Jesus, vir mense die opdrag gee om die kinders na hom toe te laat kom, want die koninkryk is vir mense soos hulle, het hy met een slag die ganse Romeinse en Joodse samelewing onderstebo gedraai. Die wat onder is skielik bo. En hulle wat afgeskryf is deur die samelewing, word skielik deur God raak gesien. Hulle wat as buitestanders beskou is, word nou in die koninkryk in verwelkom. Hierdie teksgedeelte is maar so 'n mooi prentjie, so 'n fantastiese metafoor van wie Jesus is. Dit skets een van die duidelikste prentjies oor hoe die evangelie werk. En dit was vir die Bybelskrywers 'n baie duidelike, beslissende oomblik, 'n duidelike koersaanpassing, want hierdie interaksie tussen Jesus en die kinders word in die Matteus, Markus en Lukas evangelie vertel. Die feit dat hy vir kinders omgegee het, en die feit dat kinders by hom wou wees, sê meer as wat ek dink ons ooit kan verstaan. William Barclay beskryf dit mooi. Hy sê, there must have been a kindly sunshine on him. He must smile easily and laughed joyously. This little precious incident throws a flood of light on the human Jesus was. Jy hoef nie hieroor te wonder nie. Jesus is regtig lief vir kinders. Dit moes al vir die meeste mense van daardie tyd 'n vreemde konsep gewees het. 'n Rabbi wat van kinders hou. Maar Jesus gaan selfs verder en sê, terwyl hy 'n kindjie tussen hulle laat staan, leer hy sy disippels hoe belangrik kinders in sy koninkryk is. Kinders. Belangrik. Dit moes omtrent gewees het soos om 'n muurnes oop te breek. Maar dan gaan hy selfs nog verder.
Nie net hou hy van kinders nie. Nie net maak hy dit baie duidelik hoe belangrik kinders in sy koninkryk is nie. Hy sê vir al sy volgelinge, ons moet soos kinders word. As jy nie soos 'n kind word nie, verstaan jy nog glad nie waaroor dit regtig vir God gaan nie. So wat beteken dit vir ons vandag om soos kinders te word in sy onderste bo koninkryk? Wat beteken dit? Groep teoloë het eendag vir C.S. Lewis gevra, wat is die belangrikste teologiese ontdekking wat hy al ooit gemaak het? En Lewis het met 'n glimlag geantwoord en gesê, I exist to enjoy God's enjoyment of me. I exist to enjoy God's enjoyment of me. Dink gou mooi hieroor. God geniet jou. Jy gee vir hom vreugde. Ek weet, baie van ons kan dit dalk nog van onsself glo, dat ek nou vir die Here vreugde gee, ek kan dit verstaan, maar my moeilike ou buurman, hoe kan daardie ou suurknol vir God vreugde gee? Hoe kan God hom geniet? Daardie politikus waarvan ek en jy niks hou nie, God dink, hy is nogals oulik. Ek het 'n vriend wat agter die deur in sy kantoorbord opgesit het. Die bord het gesê, elke mens bring vreugde na hierdie kantoor. Sommige deur by die deur in te kom en ander deur by die deur uit te gaan. Maar nee, elkeen van ons gee regtig vir God vreugde. Selfs al verstaan ons nie hoekom nie. Maar God wil ook hê dat jy en ek hom moet geniet. Die lewe moet geniet. Die wêreld wat hy vir ons gemaak het, sal geniet. En om die mense te geniet wat hy in jou lewe geplaas het. En wat jou pad daagliks kruis. En dit is wat ons by kinders kan leer. Dit is waarom Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. En daarom moet ons hom daarin volg. Wat maak kinders so uniek anders as volwassenes? Hoekom staan daar by die hemelse ingang slegs kinders toegelaat? Die eerste ding is, kinders is afhanklik. Die definisie van 'n kind is iemand wat nog 'n volwassene, 'n ouer nodig het. Kinders het hulle ouers nodig. Hulle kan dikwels nie sonder hulle ouers se hulp klaarkom nie. Wanneer ons besef hoe afhanklik ons van God ons Vader is ons die kind wat hy graag wil hê ons moet wees. Die tweede ding is, kinders is gehoorsaam. Ja, ek weet, nie altyd nie, en nie alle kinders nie, maar die meeste kinders het tog die begeerte om hulle ouers gelukkig te maak deur gehoorsaam te wees. Ons moet so wees. Die derde ding is, kinders het kort geheue. Hulle dra nie wrokke nie. Hulle dra nie gruwe rond nie. Vir kinders is vergifnis belangrik om te vergewe en om deur ander vergewe te word. Die vierde ding is, kinders besit nog die vermoë om hulle te verwonder. Die lewe is nog vir hulle wonderlik. Dit waarby geloof staan en val, die onmoontlike, is vir God moontlik en is vir kinders daarom 'n werklikheid. Gaan lees maar weer Genesis 1 en 2 en let op met hoeveel vreugde God die heelal gemaak het. Tony Campolo vertel so toe sy kleinseun nog klein was, het hy graag op sy oupa se knie kom sit en dan sy Campolo hom gevat het en hom op sy knie gebons het en hom dan skielik in die lug ingegooi het en hom daarna weer op die grond neergesit het. En elke keer as hy dit klaar gedoen het, dan het sy klein seun opgewonde gegiggel en geskree, oupa, doen dit asseblief weer, doen dit asseblief weer. So die speletjie het homself oor en oor herhaal. En dit was 'n vreugde vir die oupa en vir die seun. Nou, na aanleiding daarvan skryf Campolo dan hierdie mooi ding. Hy sê, toe God die eerste keer 'n daisy gemaak het, 'n madeliefie, het iets kinderlik in God se hart gesê, doen dit weer, doen dit weer. En na die 4de en die 5de madeliefie wat hy gemaak het, het God vir homself gesê, doen dit weer, doen dit weer. En na die triljoenste madeliefie het God opgewonde op en afgespring, sy hande geklap en gesê, doen dit weer, doen dit weer.
Ons het 'n God van vreugde, 'n God wat hou van pret en van speel. Maar iets het in ons wêreld gebeur, ja, het ook in die kerk gebeur. Ons het ons vreugde verloor. Ons het ons sin vir pret en vir lag verloor. Sonde en sinisme het ingekruip en ons het veroorsaak dat ons vermoë om te speel verloor het. Dis 'n ware storie. 'n Oom het my eendag by die kerkraad aangekla omdat ek die gemeente in 'n erediens laat lag het. Ek wens dit was 'n grap, maar hy was ernstig. En ek het daardie tyd het ek by die kerkraad gepleit. Ek is skuldig. Die gemeente het lekker gelag. Gelukkig vir my het die kerkraad daarom gesê nee, ons moet lag. Ook in die erediens. Maar julle, ek verstaan dit nie. Hoekom wonder ons nog baie keer of dit toelaatbaar is om te lag? Asof God teen lag sal wees. Wonder jy of God 'n sin vir humor het? God wat 'n seekoei gemaak het. Hy wat Namakwaland 1 keer 'n jaar met soveel vreugde met blommetjies oortrek. God wat so graag wou hê dat ons vreugde moet herwin, dat hy vir Jesus gestuur het. Sodat Jesus vir ons moes kom sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. In Jesus het God ons sy vreugdevolle kant gewys, sodat ons vreugde kan terugkry. Daarom het hy die kindertjies geseën en gesê ons moet soos hulle wees. Die 5de ding, kinders kan hulle ouers vertrou. Kinders glo dat hulle ouers hulle nooit in die steek sal laat nie. Ja, ek weet daar's baie stories van ouers wat hulle kinders in die steek laat, maar ten minste is ons nog geskok daaroor wanneer ons die stories hoor. Al is daar uitsonderings, die reël is dat kinders hulle ouers kan vertrou. En daarom kan ons maar weet, ons kan God die Vader 24/7 vertrou. Hy is in beheer. Hy is lief vir jou. Hy hou jou vas. Hy het 'n plan vir jou lewe. Ek sluit af. In lig van Jesus se woorde, moet ons altyd hierdie eienskappe van kind wees lewend in ons as Jesus navolgers hou. Moet nooit die kind in jou verwaarloos of verloor nie. Leer om te leef soos die sterwende 85-jarige Nadine Ster gesê het. Ek sou volgende keer graag meer foute wou maak. Ek sou nie so volmaak probeer wees nie. Ek sou meer ontspan. Ek sou bietjie maller wees as wat ek op hierdie reis was. Ek sou minder dinge ernstig opgeneem het. Ek sou meer kansse wag. Ek sou meer op reis gaan. Ek sou meer berge klim en meer riviere swem en meer sonsondergange dophou. Ek sou meer na plekke toe gaan waar ek nog nooit was nie. Ek sou meer roemies eet en minder boontjies. Ek sou waarskynlik meer probleme, maar minder kammerprobleme hê. Jy sien, ek is een van daardie mense wat verstandig en voorkomend uur na uur, dag na dag geleef het. Ek het my oomblikke gehad, maar as ek dit kon oor hê, sou ek meer van hulle wou gehad het. Om die waarheid te sê, ek sou niks anders wou gehad het nie. Net oomblikke, die een na die ander. Ek was een van daardie mense wat nooit iewers heen gegaan het sonder 'n termometer, 'n warmwaterbottel, 'n reënjas en 'n valskerm nie. As ek dit ooit oor kan hê, sou ek baie ligter reis. As ek alles oor kon hê, sou ek kaalvoet rondloop van vroeg lente tot laat herfs. Ek sou meer mallemele gery het. Ek sou meer sonsopkomste dopgehou het. Ek sou meer met kinders gespeel het. As ek my lewe kon oorgeleef het. Maar jy sien, ek kan dit nie oor nie. Indien jy met vreugde sukkel, gaan sit in 'n speelparkie en laat die borrelende energie van kinders jou oorrompel. Of beter nog, word 'n helper by die wikkelwurms of die lewende liggies of die kruisveersewes. Ons het altyd helpers nodig. Kom leer hoe om soos 'n kind te leef.
Dit was die Skotse predikant skrywer George MacDonald wat geskryf het dat dit nie jou getuienis oor jou verhouding met Jesus glo as daar nooit kinders voor jou speel nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie onderste bo koninkryk van U. Here, kom help ons om nie so verstrengeld te raak in die probleme en bekommernisse van die dag, dat ons U vergeet nie. Dat ons nie die mooi in die skepping raak sien nie, dat ons nie die lag van kinders meer hoor nie, en dit meer geniet nie. Here, kom herinner ons weer, dat U gekom het, dat ons kan lewe en dit in oorvloed. Here, kom en herinner ons weer dat U 'n plan het vir ons lewe, maak nie saak hoe oud ons is nie, dat U ons nog steeds wil gebruik. Maak ons oë en ons ore oop, sodat ons U plan vir ons lewens kan raak sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.